Waardig is hy, halleluja. Daar is vanmôre krag in sy bloed, hy wek. Sy krag, die bloed het nog nooit die krag verloor nie. Daar is krag in sy bloed vanmôre. Wat het jy vanmôre nodig? Het jy vanmôre nodig om los te word? Het jy vanmôre genesing in jou liggaam nodig? Het jy vanmôre nodig dat die bloed jou moet was en reinig van jou sonde? Het jy nodig dat die bloed jou moet vrymaak vanmôre? Daar is such an awesome God, so mighty, so holy, so wonderful. What a beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a Lord, I come before your throne of grace. I find rest in your presence and fullness of joy. Môre. So 'n bietjie sagter asseblief daar, Louis, ek's bietjie hard. Kom nie vir die beeste aan die ander kant ook preek nie. Dis klein bietjie rof op julle ore wees vanmôre. Almal 'n goeie week gehad? Prys die Here, is die Here goed vir julle gewees? Was die Here getrou? Amen. Altyd, daar's hy. Prys die Here, hy's altyd getrou. Prys hom. Dink ons doen dinge bietjie anders vanmôre. Wie van julle wil vir ons kom open met gebed? Alright, nie almal gelyk nie. Nou gaan ek 'n AMI volunteer maar moet kry. Julle weet wat 'n AMI volunteer, né? Okay, dankie Ludwig, sê vir ons kom open met gebed, baie dankie. Ja, sê. Goed, kom ons buig ons hoofde. Hemelse Vader, ons is hier by mekaar in die naam van Jesus Christus, enige gebore Seun. Here, ons dankie so vir die voorreg waar U sê waar 2 of 3 of meer in U naam vergader, is U in hulle teenwoordigheid en ons dankie Here. Party van ons voel U teenwoordigheid, party ervaar die vrede van U teenwoordigheid en party weet net in die geloof op grond van die woord U is hier met ons. Dankie Here dat elkeen van ons so kosbaar is vir U, dat U so spesifiek bemoeienis maak met elkeen van ons. En ons bid net Here dat U verheerlik sal word vandag hier. Dat U wil sal geskied Here en dat dit wat U met elkeen van ons wil bereik, dat U dit sal doen. In die naam van Jesus Christus bid ek U en loof en prys ons U. Amen. Lieflike tye in die teenwoordigheid van die Here. As julle julle skrif saamgebring het, soos julle my al ken, ou Morneysie in die week vir my, is moeilik om jou preke te doen, want jy gebruik baie skrif, dus sê ek, ja, ek kan nie sê ek preek nie die Bybel uit nie. So, maar as vanoggend saam lees jou woord saamgebring het in 1 Korintiërs 1 van 'n vers 1 af gaan ons so 'n stukkie lees en natuurlik soos altyd 'n paar skrifte. As jy 1 Korintiërs 1 gekry het, sê amen. Ja, sê. OK. Paulus, 'n geroepe apostel van Jesus Christus deur die wil van God en deur die broeder Sostenes. Miskien moet ek my bril kry, dan kan ek ook beter preek. Maar ek hou daarvan om julle te sien, dan moet ek elke keer my bril afhaal. Dis nogal 'n so 'n bietjie van 'n probleem, 'n challenge. Ja, in elk geval, kom ons gaan. Aan die gemeente van die Korinte is aan die geheiliges in Christus Jesus, die geroepe heilige, saam met almal wat die naam van ons Here Jesus Christus in elke plek aanroep. Hoor nou wat sê, saam met almal wat die naam van ons Here Jesus Christus in elke plek aanroep. Is ons vanmôre in elke plek?
doen ons dit vanmôre ook saam met hulle en sê ons roep die naam van ons Here Jesus Christus aan. Dit beteken, dis ook aan ons geskryf, die hele boek van Korinte. Hulle sowel as ons Here, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Ek dank my God altyd oor julle vir die genade van God wat aan julle in Christus Jesus gegee is. Dat julle in alle opsigte in hom ryk gemaak is en elke woord en alle kennis. Soos die getuienis aangaande Christus bevestig is onder julle, sodat julle in geen enkele genadegawe agter staan nie, terwyl julle wag op die openbaring van ons Here Jesus Christus. Dit is nie wonderlik dat hulle reeds in daai tyd gewag het op die openbaring van ons Here Jesus Christus, wat gesê het, hy kom weer nie. En ek wil hê, veral in hierdie tyd, we need to discern the times, en ek gaan vanoggend nie oor die wegraping en die wederkoms praat nie, maar dit is so 'n dringendheid in ons harte moet dit wees, om te sê, Here, ek weet, u koms is nou baie naby. En ek het 'n verwagting vir Jesus wat gaan terugkom. Net soos wat hulle hier gesê het, die openbaring van ons Here Jesus Christus, ek het terwyl hulle wag op die openbaring, ons wag Here, ons wag geduldig, mag U ons besig vind met ons Vader se werk, maar intussen tyd Here, begin my hart al met opgewondenheid klop, om te sê Here, ek kan nie wag dat U moet kom nie. What a day that will be, when my Jesus I shall see. Wat julle ook al bevestig tot die einde toe, om in die dag van ons Here Jesus Christus onberispelik te wees. En hier is waaroor ek vanoggend gaan gesels, getrouheid, of faithfulness. Vers 9 sê, God is getrou. Yes, nou het julle 'n goeie plek gemis om amen te sê. God is getrou. Die woord sê, God is getrou. God is faithful. Soms dink ons in ons eie lewens, but God, are you faithful in my life? Are you faithful? Die woord sê, God is getrou, deur wie julle geroep is tot die gemeente met die seun van Christus ons Here. Sien, so soms wonder ons en sê, Here, maar is U getrou? Partykeer wonder ons oor hierdie dinge. Of is U net getrou aan ander mense? Is U getrou, Here, ook aan my? Soms vra ons, God, waar is U? Ons bevraagteken soms God se getrouheid. En ek hoop vanmôre as jy hierdie uitstap, bevraagteken jy nooit weer in jou lewe God se getrouheid nie. Want net daai woorde wat daar gestaan het, God is getrou, behoort dit te settle klaar in jou hart. God is getrou. God herinner ons aan sy getrouheid deur die woord. Daar's baie plekke wat van God se getrouheid praat, veral in die psalms, maar ek gaan net so 'n paar uit die skrifte uithaal, en ons begin sommer daar in Deuteronomium 7 vers 9, Deuteronomium 7 vers 9, so, by Genesis gaan jy so effens regs, dan is jy daar. Deuteronomium 7 vers 9, hy sê, jy moet dan weet, dat die Here jou God is. Eerste ding wat jy moet weet, God is God. Die getroue God. Die woord sê vir ons, hy is God, die getroue God. Hy is getrou. Wat die verbond en die goedertierenheid hou, vir die wat hom liefhet, en sy gebooie onderhou, in die 1000ste geslag. So wat sê die Here vir jou? Hy sal getrou wees, hy was getrou gewees aan my ouers, hy sal getrou wees aan my, en hy sal getrou wees aan jou nageslag. Hy is getrou. In die Engels sê dit so mooi, hy sê, know therefore that the Lord thy God, he is God, the faithful God. God is getrou. God is faithful. Psalm 119 vers 90, Psalm 119 vers 90, sê hierdie woord, hy sê, U trou is van geslag tot geslag. Weereens, aan die voorgeslag, aan ons, en die wat na ons kom, sê God, is ek en sal ek getrou wees. I will be faithful to all of them.
1 Tessalonisense 5:24. 1 Tessalonisense 5:24. Hy wat julle roep, is getrou. Hy sal dit ook doen. So hy wat julle roep, hy is getrou. So die woord sê oor en oor van die Ou Testament, reg deur tot die Nuwe Testament vir ons, hy is getrou. 2 Timoteus 2:13. As ons ontrou is, as wie ontrou is? Ek en jy. Hy bly getrou. Jy sê, maar God is 'n God van verbond. God is 'n God van covenant. Wat beteken covenant? Kontrak beteken, as jy nie jou deel nakom nie, kom ek nie my deel klaar nie. Dis kontrak. Verbond sê, ten spyte van die feit dat jy nie jou deel nakom nie, sal ek my deel nakom. Want God is 'n verbondsgod. Daarom sê, selfs al is jy ontrou, hy bly getrou. Hy kan homself nie verloon nie. Daar lê 'n groot sleutel aan. Jy sien, omdat God 'n verbondsgod is, kan hy nie teen sy eie verbond gaan nie. Hy kan nie teen homself gaan nie. Dit is vir hom onmoontlik om homself te verloon. En daarom, omdat hy homself nie kan verloon nie, bly hy getrou aan jou. Wow. God kan nie teen sy eie natuur gaan nie. Sy natuur is om getrou te wees. 1 Petrus 4:19, 1 Petrus 4:19, hy sê, so laat dan ook die wat volgens die wil van God lei, hulle siele aan hom as die getroue skepper toevertrou met die goeie dade. Wat sê hy vir ons? Laat hulle, hulle siele, ons gees, ons ewige lewe, aan hom as die wat? Die getroue skepper. Wat moet ons doen? Dit aan hom toevertrou. So ons kan ons ewige lewe aan God toevertrou. 1 Johannes 1 vers 9 sê, en as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. So ek kan met versekering na die Here toe gaan, dat wanneer ek na hom toe gaan en ek sê, Here, ek is jammer. I'm sorry, Lord. Vergewe my, Here. Sê hy sal jou vergewe. Want hy sê, hy is getrou en hy is regverdig om ons sondes te vergewe. So wie te wonder of ons vergewe sal wees, as ons met berou in ons harte na die Here toe gaan nie. Dis 'n sekerheid. Dien ons nie 'n wonderlike God nie. Okay. Ons dien 'n wonderlike God, nee julle. Amen. Hy doen altyd wat reg is in elke situasie. Hy kom elke enkele belofte wat hy maak na. Dis nie wonderlik nie. Elke enkele belofte wat jy in die woord kan kry, sal God nakom. Nou daar's 5 karaktereienskappe of attributes van God. Daar's baie meer, maar daar's 5 wat hy het, wat hom in staat stel, as ek dit so kan stel, om getrou te wees, to be faithful. Die eerste een is, God is alwetend. Hy ken die verlede, hy ken die hede, en hy ken die toekoms. Jy sien, as God nie alwetend was nie, dan kon hy nie altyd getrou gewees het nie. Maar omdat hy als weet, dit stel hom in staat, dit enables hom om te kan getrou wees teenoor jou. Omdat hy alwetend is. Hy is alomteenwoordig. Wat beteken, hy is altyd daar, in elke omstandighede, en hy is altyd bereikbaar. As hy nie altyd daar was nie, in elke omstandighede, nie altyd bereikbaar was nie, so God nie kon sê dat hy getrou is nie. God is almagtig. Jy sien, my God moet alles kan doen, om getrou te kan wees. Want as daar iets is wat hy nie sou kon doen nie, sou hy ook nie kon getrou gewees het nie. So my God is almagtig. So hy is alwetend, hy is alomteenwoordig,
en hy's almagtig. Het julle geweet daar's iets wat God nie kan doen nie? Hy kan nie lieg nie. Yes, like Judy, jy's alright. Sterretjie vir jou. Ja, die woord sê so. Titus 1 vers 2. In die hoop van die ewige lewe wat God, wat nie kan lieg nie, van ewigheid af beloof het. In die Engels sê dit so, in the hope of eternal life, which God that can not lie. Miskien moet ek eendag 'n preek doen alles wat God nie kan doen nie. Ek dink ek gaan baie hits op YouTube kry. Everything God can't do. En dan lei ons hulle na die Here toe. Elke belofte wat God maak, sal hy vervul. Ek sê vanmôre vir jou, elke belofte, het jy 'n belofte van die Here af. Die Here sal dit vervul. Hoekom? Want hy's getrou. As die Here vir jou sê, ek sal jou nooit begewe en ek sal jou nooit verlaat nie, sal hy jou nooit begewe en sal hy jou nooit verlaat nie. Hy sal sy belofte en sy getrouheid nakom. God se eie natuur maak dit onmoontlik vir hom om onbetroubaar te wees, of om vals te wees, of om ongenoegsaam te wees, of om verkeerd te wees oor enigiets. Die basis van my geloof is dat God getrou is, want hy kan nie lieg nie. Hy is getrou aan sy woord en aan sy kinders. It is in his very nature to be faithful. So ons het nou gesien, God is alwetend, alomteenwoordig, almagtig. Hy kan nie lieg nie. Nou is daar nog enetjie. Hy is onveranderbaar. God verander nie. Jy sien, want as God verander het, dan kon ek nie staat gemaak het dat dit wat ons gister ooreengekom het, vandag nog sal geld nie. Hy is nie soos 'n mens wat sy mind change nie. Hy is onveranderbaar. Jy sien, alles kan verander, maar Jesus nooit. God verander nie. Hy is van gister tot vandag tot in alle ewigheid, is hy dieselfde. Maleagi 3 vers 6 sê, for I am the Lord, I change not. God kan nie lieg nie. So as hy sê, I change not, he changes not. God verander nie. Hebreërs 13:8, Jesus Christus is gister en vandag dieselfde tot in alle ewigheid. Alle ewigheid. Wanneer ons die ewigheid 1 miljoen jaar in is, sal God nog dieselfde wees. Want as hy sy mind kon gechange het, dan kon hy nie betroubaar gewees het nie. Of getrou gewees het nie. So leer God ken. 2 Korintiërs 1:20. Want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom is hulle ja en in hom amen, tot die heerlikheid van God deur ons. Die skrif is vol beloftes. God is getrou om sy woord te vervul. Ek wil vir julle sê, elke ding wat in die skrif geskryf is, veral vir dit wat nou voorlê in terme van die eindtyd, elke ding sal tot vervulling kom, soos die skrif dit gesê het, want God is gebind aan sy skrif en is getrou tot sy skrif. En elke belofte in hom is ja en amen, en daarom kan ek elke belofte in sy woord vat, en dit nou op my van toepassing maak, en ek kan sê, Here, dankie dat hierdie belofte sê is ja en amen in my lewe. In Johannes 5:14, hy sê, en dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor, as ons iets vra volgens sy wil. Vers 15, en as ons weet dat hy ons verhoor, dan weet ons dat wat ons ook al vra, ons die bedes verkry, wat ons van hom gevra het.
Hoe weet ek wat is God se wil? Dit staan in sy woord. Sien, as God gesê het, hy wil genees, dan wil hy genees. As hy gesê het, hy wil jou red, dan wil hy jou red. As niks wat in die woord staan, wat nie sy wil is nie. Soos jy wil weet, hoe moet ek bid volgens God se wil? Lees die woord. Bid die woord. Dan bid ek volgens God se wil. So al die beloftes is ja en amen. Beloftes van genesing, van voorsiening, van vrymaking, van vrede, van die feit dat hy my nooit sal begewe of verlaat nie, en so kan ek hulle maar opnoem, is ja en amen, want God is getrou. Die karakter van God verander nie, hy is perfek. Hoekom vertrou jy God? Jy vertrou hom vir jou ewige lewe. Beloftes wat God gee, hy gaan hulle hou. Elke belofte wat God gee, gaan hou, maar hy ook, elke waarskuwing wat God in sy woord gegee het, sal hy ook volbring. So partykeer wil ons nie die waarskuwings kyk nie. Ons hou van die beloftes. Die waarskuwing sal ook in vervulling kom. So wie van julle gaan eendag hemel toe? Net gesien? Sal enigiemand wat sê nee, laat ek net gou vir julle gou help? Okay. Op grond van wat? Waarop is dit gebaseer? Sien Jesus se belofte en geloof in sy getrouheid. Dat hy sy belofte, dat hy jou gaan red, wanneer jy tot wedergeboorte gekom het, sal nakom. Ek sit my vertroue in hom, want hy is getrou. En daarom kan ek daarop staat maak. Baie mense sukkel met saligheidssekerheid. Ek weet nie heeltemal nie. Gaan jy hemel toe, ek so 80% seker. Nee. Of jy gaan nie, jy kan nie 80% seker wees nie. Maar as ek tot wedergeboorte gekom het, en die Gees van die Here het in my kom woon, en hy het woning gemaak binne in my, en ek het my lewe vir hom gegee, en ek leef my lewe vir hom, dan kom die Heilige Gees, en hy sê, ek verseël jou vir daardie dag. En omdat God getrou is, sal hy jou red. Natuurlik is dit die voorwaarde, wat jy moet nakom, jy eers tot wedergeboorte kom. Maar nou wat van jou getrouheid? Ons het nou al uitgefigure, God is getrou. Dis wonderlik, kom ons gaan huis toe. Nee, nie so hastig nie. Wat van jou getrouheid? Ek wil julle met, as jy 'n woord saamgebring het, gaan 'n bietjie daar vir ons na Handelinge 1 toe. Handelinge 1, vers 21. Ons gaan 'n bietjie daarvan af lees. As jy jou Bybel saamgebring het, mag jy sê amen as jy daar is. As jy hom nie saamgebring het nie, bly stil. Nee, hierso tel seker ook. Okay. Handelinge 1. Matteus, Markus, Lukas, Johannes, Handelinge, net so voor Romeine. Okay. Handelinge 1:21. Wat hier gebeur het is, Jesus het opgevaar hemel toe en hulle het by mekaar gekom en hulle het gesê, maar Judas het nou Jesus verlaat en hy het homself gaan ophang. En ons het nou nodig om iemand te kry om sy plek te vul in hierdie groep van 12 apostels. Vers 21. Van die manne dan, wat saam met ons rondgegaan het, al die tyd waarin die Here Jesus by ons in en uitgegaan het. So waaruit gaan ons hierdie persoon kies? Wat is die kwalifikasie van die persoon wat ons nou soek, of wat hierdie plek moet inneem? Hy sê van al die manne wat saam met ons rondgegaan het, okay, al die tyd waarin die Here Jesus by ons in was en uitgegaan het, of Jesus nou daar was of nie daar was nie, in daardie tyd saam met ons rondgegaan het. Ons soek so 'n persoon.
van die doop van Johannes af, so toe Johannes begin mense doop het, tot op die dag van ons, wat hy van ons opgeneem is, tot die dag van die hemelvaart. Met ander woorde, hy moes daar gewees het, van Johannes die doper gedoop het, totdat Jesus opgevaar het in die hemel, terwyl Jesus in en uit gegaan het, moes hy die hele tyd daar gewees het. Van hulle moet daar een saam met ons getuie word van sy opstanding. So, dis 'n belangrike ding hierdie. Hy is iemand wat gaan ook sê, ek het hom gesien, hy het opgestaan. Vers 23, en hulle het 2 voorgestel, Josef, wat genoem is Barsabas, met die naam van, bynaam van Justus, en Matthias. En hulle het gebid en gesê, U Here, wat die harte van almal ken, wys uit hierdie 2, die een wat U uitverkies het, om die lot van hierdie bediening van apostel te verkry, waarvan Judas afgewyk het, om heen te gaan na sy eie plek. So ons het 2 manne, Here ken hulle harte, Here watter een van die 2 kies U. So hulle kon net 2 mense kry, wat getrou, daar was toe Jesus ingegaan het, en uitgegaan het. Getrou daar was van Johannes die Doper se tyd af, reg deur tot die hemelvaart. 2. Toe werp hulle die lot, en die lot het op Matthias geval, en hy is gekies om saam met die 11 apostels te wees. Dit was nogal 'n hoë job. Nie nogal nie. Seker die onder die manne in die kerk. Een van die 12 apostels van Jesus. Jy sien, hy was nie gekies vir hoe hy lyk nie, hoe goed hy kon praat nie, of wat sy geleerdheid was nie, of wat sy aansien in die gemeenskap was nie. Nee, hy was gekies op sy getrouheid. Because of his faithfulness, he was chosen. God ag getrouheid baie hoër as kwalifikasies. Nou ja, Josef was ook daar. Hy was ook getrou. Hy het miskien nou nie daai pos gekry nie. Maar God sal sy getrouheid nie oorgesien het nie. God sal jou getrouheid ook nie oorsien nie. Jy sien, jy moet kan sê, niemand is meer getrou as ek nie. Dit moet jou lese wees. Nobody is more faithful than I am. Ek is getrou. Mense mag jou dalk nie raak sien nie, of jou vereer vir wat jy doen nie. Maar die een wat jou raak sien, en jou sal vereer, sal jou nie oorsien nie. Dankie vir daai amen. Jy het 'n goeie plek gemis om amen te sê. He always rewards faithfulness. Sommige van ons het al deur ons lewe, miskien nou op 'n plek gekom en sê, ag, ek wil nie meer nie, ek wil nou maar opgee. Laat ek jou sê, uit ondervinding uit, you'll be miserable as jy opgee. Want jy kan jouself nie help dat jy getrou wil wees in die dinge van die Here nie. Slaan jou hand aan die ploeg en moenie omkyk nie. Moenie kyk of mense jou raak sien en of jy eer ontvang vir dit wat jy vir die Here doen nie. Wat sê Openbaring 22 vers 12? Openbaring 22 vers 12, hy sê, dis nou Jesus wat terugkom. Wat sê hy vir ons? Hy sê, en kyk, ek kom gou, en my loon is by my. Dis hoeveel die Here daarvan dink. Hy sê, ek kom gou, en ek bring my loon saam. Dis nie, ons sal dit later uitsorteer nie. Nee, ek kan nie wag
om hulle wat getrou was te beloon nie. Hy sê, om elkeen te vergelde soos sy werk sal wees. Die Here sê sy loon is saam met hom. Hy sal jou nie oorsien nie. Getrouheid is by die Here bitter belangrik. Baie mense wat in bediening staan het getrou ander mense bedien. Ander mense gehelp, ander mense gedien. Voor die Here hulle gerelease het in hulle eie bediening. Because God tested their faithfulness. Hulle getrouheid. Maar selfs, al is jy nie die een wat noodwendig in die bediening ingaan nie. God sê, ek sal jou getrouheid nie oorsien nie. En ons sê dalk nie altyd vir jou baie dankie vir dit wat jy hier kom doen het vir die werk van die Here nie. Het Tannie Sannie nie vir ons 'n mooi tafel gemaak nie. Tannie Sannie, die Here sê, ek sal jou getrouheid nie oorsien nie. Gister nadat al die draadkarre weg is, moes die ou tafels uitgedra word en alles moes weer in plek kom, so die ons vanmôre kon dien sê. Klomp mense, what a job was it, ja. En ons het klank geskuif, soos julle kan sien, dat aan die ander kant is 'n paar dinge. En die manne het, en dames, het kom help. Nou, jy weet, jy werk nie saam met my preekie nie. Maar ek wil vir julle sê, Here sal julle getrouheid nie oorsien nie. Alles wat jy vir die Here doen, sal die Here nie oorsien nie. Ons sien nie dat Matthias baie gedoen het nie. Maar hy was geroep om 'n getuie te wees, dat Jesus opgestaan het. Jy sien, as daar in die jare later gekom het, en die mense het gesê, ek glo daarom nou nie hierdie ding van Jesus wat opgestaan het nie, dan het Matthias gegaan, verskoon my, ek was daar. Ek weet hom nou nie van hierdie Lazarus storie nie, verskoon my, ek was daar. Ek het dit gesien. Ek weet daarom nie of Jesus opgevaar het na die hemel toe nie. Ekskuus. Maar ek was daar. Jy sien, wanneer ek 'n getuienis het, wanneer ek 'n ondervinding het, dan gee ek nie om watter mense met watter argumente kom nie. Want 'n ondervinding trump altyd 'n argument. Net nou die dag gesels ek met iemand wat weer met my wil argumenteer oor die woord. Toe vra ek hom net 'n bietjie, vertel vir my bietjie, wat het Jesus lately gedoen by jou? Just like man, ek wil net so 'n bietjie getuig, is dit okay? Jesus het hierdie persoon genees, die Here het daardie persoon vrygemaak, die Here het dit gedoen, ons het dit, soveel mense die Here aangeneem as hulle verlosser en saligmaker, ons het soveel mense gedoop, en hierdie genesing, daai genesing, en jy moes gesien het hierdie, nadat hierdie persoon gehelp was om deur vergifnis te gaan, hoe die Here haar pyn weggevat, dit is sulke tipe van getuienis, man, ek kan hulle so aframmel vir jou, wat die Here net in die laaste tyd, wat ons in die Karoo is gedoen het. Amen. 'n ondervinding trump enige tyd 'n argument. Ok, nou kan ons na jou argument kyk, nou jy my vertel het, wat doen Jesus? Because if there's no power, I'm not interested. Timoteus 3 vers 5 sê, mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het. Ek sien hulle op 'n myl, man, hulle het lekker argumente, maar hulle het geen krag of getuienis van Jesus se goedheid nie. Ek glo nog in die hemel. Ek gaan hemel toe.
Ons het altyd so 'n liedjie gesing, ek is op my pad hemel toe. Ja, ken jy daai ene? Jy ken hom ook. Singend, jy gaan altyd sing. Nou ja, ek is op my pad hemel toe, of deur die dood, of met die wegraping. Ek vertrou die Here vir die wegraping, want ek sien dis baie naby. Ek wil een van daai gelukkiges wees, wat as ek daar in die hemel rondloop en sê hulle vir jou, were you one of those that went with the rapture? Ek wil een van hulle wees, maar weet jy wat gebeur na die wegraping? Is daar die Bema, judgment seat of God. Dis die prysuitdeling. Dis die oomblik wanneer die lig van die Here op jou gaan skyn en al jou werke verbrand gaan word. En dit wat oorbly sal beloon word, sê die Here. Daardie loon wat hy gesê het, bring ek saam met my. Sien, ek werk nie vir my saligheid nie. Ek werk vir my beloning. Want hy gaan my nie oorsien nie, en hy gaan jou nie oorsien nie. So wanneer jy iets vir die Here doen, ons doen nie iets om die Here te impress nie, ons doen nie iets om die Here, ek kyk al hierdie wonderlike dinge wat ek vir jy gedoen het, as hy sê, ek gaan weg van my, ek ken jou nie. Here, stel nie belang in jou werke nie, want hy sê, dit is like filthy rags. Want hy het jou gered, en net sy bloed, en net sy werk alleen kan jou red, niks anders kan jou red nie. Net die bloed van Jesus alleen. So I'm not working for my salvation, but man, I know daar kom 'n prysuitdeling. I want to be counted when it comes to that. Jy sien, net wat ek vir hom gedoen het, sal daardie dag tel. Openbaring 21:14 sê, en die muur van die stad het 12 fondamente gehad, en daarop was die naam van die 12 apostels van die Lam. Judas se naam staan nie meer daar nie. Ek het nooit daar gestaan nie. Maar Matthias se naam is daar ingeteken. Hy is een van die 12 apostels gewees. En hoekom staan sy naam daar? Want hy was getrou. He was faithful. En so sal die Here jou faithfulness ook nie oorsien nie. Matteus 25 vanaf vers 14 gaan ons lees as jy wil blaai so in die skrif. 25 vers 14 vir Matteus. Hierdie gelykenis is illustrating the diligence in the view of his coming. Dit demonstreer vir ons that we should be diligent while we are awaiting our King. Vers 14, want dit is soos 'n man wat op reis gegaan het en sy diensknegte geroep het en aan hulle sy besittings toevertrou. En aan die een het hy 5 talente en aan die ander een 2 en aan die ander een 1 en aan elkeen na sy vermoë het hy dadelik op reis gegaan. En die een wat hy 5 talente ontvang het daarmee gaan werk en 5 ander talente gewin. Net so het die een wat die 2 ontvang het, self ook 2 ander verdien. Maar hy wat die 1 ontvang het dit in die grond gaan grawe en die geld van sy heer weggesteek. En na 'n lang tyd het die heer van daardie diensknegt gekom en met hulle afgereken. En die een wat die 5 talente ontvang het, kom en bring 5 ander talente en sê, meneer, 5 talente het jy aan my toevertrou, hier het ek 5 ander talente daarby verdien. En die heer het vir hom gesê, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Ek sal nou verder lees. Die woorde wat ek die meeste vrees om eendag in my lewe te hoor, sal wees, gaan weg van my af, ek het jou nooit geken nie. Ek dink dit moet die verskriklikste woorde wees wat jy ooit sal hoor. Maar die woorde wat ek die graagste wil hoor,
wanneer ek Jesus van aangesig tot aangesig sien, is hier die woorde wat so mooi so goeie en getroue diensknegt, wat sê, oor weinig was jy getrou. Here vra jou nie eens om oor baie getrou te wees nie. Hy sê, dit wat ek jou gegee het, wees net getrou oor dit. Jy hoef nie meer te nie. Wees net oor getrou oor dit wat ek jou gegee het, om oor getrou te wees. Oor weinig was jy getrou, maar wat sê hy nou? Hy sê, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in die vreugde van jou Heer. En so het hy dieselfde dan in vers 22 en 23 en 24 en 25 en die ander twee afgereken. En dan vers 26 sê, maar sy Heer antwoord vir hom, jou slegte en jou leie diensknegt, dis nou daai wat een gehad het, en niks gedoen het nie. Jy het geweet dat ek nie maai waar ek gesaai het nie, en by mekaar maak waar ek nie uitgestrooi het nie. Daarom moes jy my geld by die wisselaars gestort het, en ek sou by my koms wat aan my behoort, met rente ontvang het. Neem dan die talent van hom weg en gee dit aan die een wat die 10 talente het. Want aan elkeen wat het sal gegee word en hy sal oorvloed hê. Maar van hom wat nie het nie, van hom sal weggeneem word ook wat hy het. En werp die nuttelose diensknegt in die buitenste duisternis, daar sal 'n geween en 'n geknars van tande wees. Ek hoop dit is vanmôre ook jou hart om te sê, Here, mag ek net eendag hoor, dat dit wat U my toevertrou het, was ek getrou oor. Ek het U getrou gedien, Here. Ek sluit af met, God is getrou, al is ons nie. Maar God het my en jou geroep, om ook getrou te wees, oor dit wat hy jou aangestel het, of vir jou voorgeroep het. God sal jou getrouheid nie oorsien nie. Hy het sy beloning met hom. Wat jy ook al vir hom doen, sal beloon word. Ongelukkig leef meeste mense vir wat ek vir myself kan doen. Niks van dit sal beloon word nie. Net dit wat ek vir hom doen, in sy naam gedoen het. Alles wat jy saai in die koninkryk van die Here in, sal jy beloon word voor. En of jy nou die blomme doen, en of jy sing, en of jy preek, of jy intercessor is, en of jy uitrekkings doen, en of jy Bybels uitdeel, of jy skoonmaak, en of jy net help, of wat dit is wat jy ook al vir die Here doen. Dit tel by God. Al dink jy, dit wat ek doen is insignificant. Dit tel. Alles wat jy doen, tel. Daai broodjie wat jy uitdeel, tel. Daai glas koue water wat jy vir iemand gegee het, wat die Here op jou hart gelê het, tel. Elke ding wat jy gedoen het vir die Here, tel. En hy sal in niemand se skuld wees nie. Kom ons sluit af. Vader, ek dankie vir U goedheid, Here. Dankie vir U grootheid en U getrouheid. My God is faithful. You are faithful, Lord. Here, vergewe ons vir die kere wat ons U getrou het of U faithfulness gedoubt het, Here, in twyfel getrek het. Vergewe ons vir daardie tye, Here, daardie kere. Wat ons gewonder het oor, Here, is U daar vir my? Here, is U getrou, Here? Sien U nie wat met my gebeur of wat om my aangaan nie, Here? But your word says that you are faithful. Toe Lazarus afgesterf het, toe Jesus daar kom, toe sê hulle, Here, as U hier was,
dan sou my broer nie gesterf het nie. You see, at that moment, God was not faithful in their eyes. And so many times it happens in our lives that we find ourselves in a situation and say, God, but where are you? Or where were you, Lord? Maar hy was altyd daar. En wat het Jesus gedoen? Hy het Lazarus uit die dood uit opgewek. Even when Lazarus was dead, God was still faithful. God is getrou. God is getrou om jou te red. God is getrou om jou te genees. God is getrou om vir jou te voorsien. So God, we just want to thank you. We want to thank you this morning, Lord. To say, Lord, thank you. Thank you for being faithful, Lord. Dankie dat U getrou is, Here. En Here, as ek moet terugkyk op my eie lewe, Here, en dan getuig dit. Dit skree uit, Here, van U getrouheid. It shouts out of the faithfulness of God. Dankie dat U nie 'n aannemer van die persoon is, Here, but that you are faithful to every person in this building, God. Here is getrou vir jou. Hy sal vir jou getrou wees. Thank you, God. Thank you, God. We worship you. And Lord, teach us to be faithful as well, Lord. Wat kan ons vir U doen, Here? Wat kan ek getrou doen?